Goeiemôre broer en suster, hartlik welkom by vanoggend se multimedia erediens. Mag die Here ons ryklik seën om steeds die gemeenskap van gelowiges te ervaar en met mekaar te deel, al kan ons weens buitengewone omstandighede nie fisies in die kerkgebou saam wees nie. Mag God sy liefdevolle hand oor elke gesin en huishouding hou in hierdie tyd van selfisolasie. Ek vra u aandag vir 'n paar belangrike aankondigings aan die einde van hierdie diens. Maar kom ons begin ons erediens met die kragtige belydenis, 'n openlike verklaring van waar ons hulp en ons krag vandaan kom. En ons doen dit met die woorde: uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid om die Here se seën. O Here, stuur u lig en u waarheid, dat die my lei, en bring my na u heilige berg, na u woning. Mag die woorde van ons mond en die oorpeinsing van ons hart u welbehaaglik wees, want u is ons rots en ons sterke verlosser. Amen. Kom ons sing tot lof van die Here, Psalm 66, daarvan vers 1. Laat ons nou saam ons Christelike geloof bely deur soos volg in die hart na te sê: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat al die angste van die hel tot die dood toe gelei het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en gaan sit het aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. As deel van ons verootmoediging en versoeningsdiens gaan ons eers luister met die nodige eerbied en aandag na die Here se wet uit Eksodus 20, en dan gaan ons sing Psalm 119. Help my Heer dat ek kan lewe, dan wil ek u woord bewaar. Laat my tog aanskou die wonders wat u wet my openbaar. Wat besit ek hier op aarde? Niks is daar wat my behoort, maar een ding daarna verlang ek, en dit is die rykdom van u woord. In antwoord op die Here se wet, Psalm 119, vers 7. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, dis die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak,
die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons sing nou Psalm 119, vers 7. Daarna bid ons saam. Laat ons bid. Here, ons Here, hoe wonderbaarlik, loflik, lieflik klink U naam oor die ganse aarde. Waar ons vanoggend mag stil word in U teenwoordigheid en mag bely dat U ons helper, ons koning, ons troue hemelse Vader is. Is daar te midde van moeilike omstandighede, o Here, soveel vreugde, dankbaarheid in ons gemoed. Want ons weet dat wanneer dit donker word om ons, is U die een wat die lig bring. Is U die ligdraer, want U is self die lig. Dankie o Vader dat ons in U lig mag lewe en dat U lig alle duisternis verdryf. Ons loof en prys U dat ons vanoggend tot U mag bid, dat ons voor U mag verootmoedig, elkeen in ons eie huis U mag opsoek en mag aanroep in gees en waarheid. Ons loof en dankie daarvoor dat ons U roepstem hoor, dat U woord lewend en kragtig tot ons spreek, en daarom o Vader, weet ons, is U die een wat opsoek in U genade en bemoeienis maak met die wat aan U behoort. Ons loof en prys U vir hierdie kosbare geleentheid van saamwees in die geloof. Al is daar afstand en ruimte tussen ons weens hierdie inperking, dankie dat U woord nie ingeperk kan word nie. En dat die gemeenskapsband van gelowiges ook hegter en hegter deur die Heilige Gees saamgesnoer word. O dierbare God, ons loof en prys U vir U Seun, ons Here Jesus Christus. Hy wat U na hierdie wêreld gestuur het om vir sondes te sterf en versoening te bring tussen sondaar mense en U die heilige God. En dankie dat ons mag weet dat op grond van Jesus Christus se soendood en sy offer aan die kruis daar vir ons werklik vrede is. Dat ons 'n nuwe toekoms het en 'n blye verwagting. Ons dink in ons gebed aan hulle wat in hierdie moeilike omstandighede swaar kry, hulle wat eensaam is. Ons dink aan ons bejaardes, ons ouer lidmate, hulle wat kwesbaar is. O Vader, ons bid vir ons kinders, waar hulle ook in hierdie week besig is met hulle skoolwerk, ook vir hulle uitdaging, o Here, seën die onderwysers wat hulle voorgaan, en wil U ook hulle lewens verryk. Ons bid vir U kerk in uitdagende tye. En ons bid dat U, o Vader, U kerke in U hand sal vashou en dat U sal versorg en voorsien in alles wat nodig is om U koninkryk diensbaar te wees. Om die geklank van U woord wyd en ver uit te dra, sodat elke tong bely en elke knie sal buig voor U as die enigste ware koning. O Vader, is ons gebed dat U
u woord tot ons harte sal laat spreek, dat ons u stem sal hoor, werk deur die Heilige Gees in ons, dat ons meer sal wees as net hoorders, maar dat ons ook daders van u woord sal wees. Dat ons u woord sal hoor, maar ook sal doen. Sterk ons in die geloof, en verennig ons band met u, en met mekaar. Ons bid vir die wêreld, wat tans getuister word deur hierdie onsigbare vyand, waar daar globaal saam gestry word om te oorwin, weet ons dat u alleen die groot geneesheer is. En daarom bring ons ook hierdie uitdaging en probleem voor u troon van genade en smeek ons, o Here, om uitkoms en hulp. Wil gee dat hierdie 'n heilsame tyd sal wees vir al die mense van hierdie wêreld, dat hulle voor u sal verootmoedig en sal erken dat u alleen God is. Seën ons elkeen waar ons is en vervul ons deur die krag van u Heilige Gees. Dit alles bid ons in die heerlike naam, die enigste naam waarin daar verlossing is, die naam van ons koning, Jesus Christus. Amen. Broer en suster, kom ons sing saam Psalm 81, daarvan vers 9 en 12. Wat 'n vreugde en wat 'n voorreg om die Here se woord te mag bedien, en ek doen dit graag vanoggend. Ons skriflesing uit Genesis 32, ek gaan die hele tekshoofstuk lees. Jakob het sy koers gegaan, en engele van God het hom teëgekom. Toe Jakob hulle sien, sê hy, dit is 'n leer van God, en Jakob het die plek Maganaim genoem. Daarna het Jakob boodskappers vooruitgestuur na sy broer Esau toe, na die Seir streek toe, die gebied van Edom. Jakob het vir hulle gesê, so moet julle vir my geagte broer, vir Esau sê, so sê Jakob, wat aan u onderdanig wil wees. Ek het tot nou toe by Laban gebly. Ek besit beeste, donkies, kleinvee, slawe en slavinne. Ek laat u dit weet om te verneem of ek by u welkom sal wees. Die boodskappers het na Jakob toe teruggekom en gesê, ons het by u broer Esau aangekom, maar toe was hy al op pad na u toe met 400 man by hom. Jakob het baie bang geword, angs het hom oorval. Toe deel hy die mense by hom en die kleinvee, die beeste en die kamele in 2 groepe, want, het hy gedink, as Esau by die eerste groep kom en dit uitwis, kan die ander groep dalk wegkom. Daarna het Jakob gebid, Here, God van my voorvader Abraham, God van my vader Isak, u wat vir my gesê het om terug te gaan na my land en my familie toe, en u sal goed doen aan my. Ek is al u gunsbewyse nie werd nie, ook nie die trou waarmee u my versorg het nie. Toe ek destyds deur Jordaan is, het ek net my kierie gehad, en nou het ek hierdie 2 groot groepe. Red my tog uit die mag van my broer Esau, ek is bang vir hom. Hy kan dalk kom en my doodmaak, en ook die moeders en kinders. U het my tog beloof, ek sal beslis goed doen aan jou, ek sal jou nageslag so baie maak soos die sand van die see, wat nie getel kan word nie. Jakob het daar oornag, en die volgende môre vat hy toe uit sy besitting 'n geskenk vir sy broer Esau, 200 bokooie en 20 bokramme, 200 skaapooie en 20 ramme, 30 kameelkoeie met kalwers, 40 koeie en 10 bulle, 20 donkiemerries en 10 hingste.
Hy het elke trop aan 'n slaaf gegee en gesê, trek vorentoe, maar hou 'n afstand tussen elke trop. Hy het die voorste slaaf beveel, wanneer my broer Esau jou kry en jou vra, wie is jy? Waarvandaan kom jy? En aan wie behoort al hierdie goed voor jou? Moet jy sê, dit behoort aan Jakob, wat aan u onderdanig wil wees. Dit word as geskenk aan meneer gestuur, en hy kom self ook agter ons aan. Jakob het daar dieselfde opdrag aan die tweede slaaf gegee, en ook aan die derde, en elkeen wat agter 'n trop was. Jakob het vir hulle gesê, wat ek vir die voorste gesê het, moet julle almal vir Esau sê, as julle by hom kom. Verder moet julle ook nog sê, Jakob kom agter ons aan, hy wil aan u onderdanig wees. Jakob het naamlik gedink, met die geskenk wat voor my uitgaan, sal ek probeer om hom in 'n goeie bui te kry. Dan sal ek na hom toe gaan en miskien ontvang hy my dan vriendelik. So is die geskenk voor Jakob uitgestuur, maar hy het die aand in die kamp oorgebly. Die aand het hy opgestaan en sy 2 vrouens en sy 2 persoonlike slavinne en sy 11 kinders gevat en deur Jabokdrif gegaan. Nadat hy hulle deur die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit laat deurgaan. Jakob het alleen daar agter gebly en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. Toe die man agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man terwyl hy met hom stoei vir Jakob teen die heup geslaan, sodat hy uit potjie gespring het. Die man het vir Jakob gesê, los my, want die dag breek. Jakob het geantwoord, ek sal jou net los, as jy my seën. Toe vra die man, wat is jou naam? En hy antwoord Jakob. Die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy teen God en teen mense 'n stryd gevoer, en jy het dit end uit volgehou. Toe sê Jakob, sê my tog jou naam. En die man vra, waarom vra jy my naam? Hy het vir Jakob net daar geseën, en Jakob het die plek Peniel genoem, want het hy gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien, en tog het ek nie omgekom nie. Net toe Jakob by Peniel verbygaan, het die son opgekom. Jakob het mank gebly aan sy heup. En daarom eet die Israeliete tot nou toe nie die senuwee wat aan die heup vaskom nie, want die man het vir Jakob teen sy heup geslaan op die heup senuwee. Tot sover ons skriflesing. Broeders en susters, ons teksverse waaruit die prediking sal kom is verse 27 tot 29 wat ek herhaal. Toe vra die man, wat is jou naam? En hy antwoord Jakob. Die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy teen God en teen mense 'n stryd gevoer en jy het dit end uit volgehou. Toe sê Jakob, sê my tog jou naam. En die man vra, waarom vra jy my naam? Hy het vir Jakob net daar geseën. Geliefdes aan ons Here Jesus Christus, in die westerse samelewing waarin ons vandag leef, speel die betekenis van name nie meer so 'n belangrike rol nie. Iemand het op 'n keer gesê dat baie van vandag se name eintlik niks anders as klanke is nie. 'n Naam is maar net iets waarmee jy die een van die ander persoon onderskei. Daar klink dit heeltemal te saaklik, maar, sê 'n ander geleerde, ons kon net sowel ons kinders, soos die ou Romeine met nommers uitmekaar geken het. Want die Romeine het mos gewoonlik hulle derde seun Tertius genoem, die vierde Quartus en die vyfde Quintus. Nou in die Bybelse tyd was dit heel anders. Die naamgewing van 'n kindjie was 'n plegtige en 'n formele seremonie. Op die 8ste dag het die hele familie bymekaar gekom en dan het gewoonlik die pa of die familiehoof vir die kind 'n naam gegee. Ons dink maar net aan byvoorbeeld die naamgewing van Johannes die Doper wat so 'n groot geleentheid was. Hierdie name wat vaders hulle kinders gegee het, was dan ook heel besonder. Want met hierdie naam wou die pa 'n belangrike stelling maak. Wou oor daardie kind vir hom iets sê, wou hy met hierdie naam wat hy vir die kind kies, probeer uitdruk iets oor die kind se karakter. Oor die werk wat die kind eendag sou doen. Oor die ideale wat hy as vader vir hierdie kind van hom koester. Ek dink dit is ook die rede waarom so baie mense eers later in hulle lewe op 'n volwasse leeftyd 'n definitiewe naam gekry het, want eers dan het hulle karakter en hulle beroep duideliker geblyk. Daarom word Abraham later eers Abraham, toe hy al 'n ou man was, vader van baie volke. En Sarai word Sarah, wat koningin beteken.
In ons geleesde gedeelte het ons vanoggend weer 'n man ontmoet wat so ongeveer 4000 jaar gelede geleef het. By sy geboorte het sy pa Isak hom die naam Jakob gegee. Ja, sommer met die eerste oogopslag, daar in die kraamtent het sy ouers al iets van sy persoonlikheid gesien. Hierdie kind was 'n regte klein Jakob, 'n regte klein bedrieër. Want kan jy nog onthou wat daar in die kraamtent gebeur het? Van die tweeling is Esau mos eerste gebore. En hy was oortrek met fyn haartjies, rooi haartjies. En daarom noem sy pa hom Esau, die harige. En onmiddellik na Esau het Jakob sy eerste skreeuwtjies laat hoor. Eintlik is hy en sy harige boetie gelyktydig gebore, want sien Jakob het vir Esau aan die hakskeen beet gehad. Ja, geliefdes, hierdie klein Jakob het hard probeer om eerste te wees. Reeds in die geboortekanaal het hy as ware probeer om vir Esau terug te trek en verby te glip om die eerste en die oudste te wees. En daarom noem sy pa hom by geboorte Jakob, die bedrieër, die hakskeen-gryper of die hakskeen-ligter. En inderdaad, dit het later in hierdie kind se lewe duidelik geword dat hy getrou aan sy naam wel 'n bedrieër was. Onthou jy hoe hy vir Esau met 'n bord warm lensiesop uit sy eersgeboorte reg verkil het? En jou werklik waar toe die oudste geword het. Onthou jy hoe Jakob met die hulp van sy moeder Rebekka sy ou gryse en blinde vader op 'n baie slinkse wyse bedrieg het om hom te seën en nie vir Esau nie? Onthou jy hoe hy sy oom Laban ingedoen het met daardie takkies wat hy in die skape en die bokke se drinkbakke gegooi het om daaruit meer bont en gestreepte lammers te kry? So het hy sy oom verkil en 'n skatryk man geword. Ja, hierdie Jakob was 'n harde besigheidsman. Hy was iemand wat altyd alles in sy vermoë sou doen om ten koste van ander homself te bevoordeel. Hy het niks of niemand ontsien nie. Al wat vir hom belangrik was hy self. En dit sien ons ook baie duidelik in daardie eerste nag by Bethel. Nadat die Here hom seën, lê Jakob 'n gelofte af. Maar voordat hy dit doen, maak hy eers baie goed seker dat hy voordeel trek uit hierdie ooreenkoms. Ja, sê Jakob, Here, as U by my sal bly, met my sal wees, as U aan my genoeg brood en klere sal gee, as U my weer veilig by die huis sal terugbring, dan eers sal U my God wees, dan eers sal ek U dien en aanbid en gehoorsaam wees. Klink dit nie ook vir jou so baie soos die redenasies van al die Jakobs van ons eie tyd nie? Ja, vandag nog probeer mense die Here, kan ek maar sê, manipuleer deur te sê, goed Here, as U dit of dat vir my doen, as U sorg dat ek 'n salarisverhoging of bevordering by die werk kry, as U, o Here, my lewensomstandighede net so bietjie kan verander en verbeter, as ek hierdie jaar nog net 'n goeie reenseisoen kan hê met 'n mooi oes, dan sal ek U met ywer dien. Dan sal ek, wanneer ek kan, meer kerk toe kom, meer betrokke wees in die gemeente. Sal ek kyk na my maandelikse dankoffer, dan sal ek dit oorweeg om dalk miskien iewers diensbaar te wees, dalk op die kerkraad. Geliefdes, eintlik is dit verstommend oor hoe voorbarig en verwaand Jakob teenoor die Here is. Maar tog, God laat dit met hom voorspoedig gaan. Waarom? Is dit omdat Jakob so goeie mens is? Is dit dalk omdat God nie omgee hoe sy kinders leef en praat nie mee? Beslis nie. Die Here seën vir Jakob alleenlik omdat hy beloof het dat hy dit sal doen. Aan Abraham, Jakob se oupa, en aan Isak, Jakob se vader, het God hierdie versekering en al hierdie beloftes gemaak. Kinders, besef ons elke dag hoe groot die voorreg is om gelowige en vroom ouers te kan hê, wat naby aan die Here leef, wat die Here ken, wat vir die Here lief is. Die Here ons God is 'n God van wordende geslagte. En jy as ouer moet daarin dink dat die mate waarin jy die Here dien, nie alleen vir jou eie sieleheil en gemoedsrus van belang is nie, maar veral ook vir die van jou kinders. Dit was en is steeds vandag eenvoudig nie meer voldoende om jou kind maar net te laat doop nie. Nee, jy moet jou kind na God toe bring, by God uitbring elke dag. Jy moet jou kind by God hou, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Al kan jy dalk net as ouer of grootouer jou kinders aan die genadetroon van God opdra in gebed. Dit is jou goddelike plig om dit te doen.
Want wat het die Here vanoggend weer in sy wet gesê? Ek sal die sondes van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. En as jy 'n praktiese voorbeeld hiervan wil sien, kyk net weer mooi na ons teks. Wanneer die verhouding tussen Jakob en Laban en sy seuns versuur, vlug Jakob. Oom Laban sit hom agterna, en dan is dit weer die Here wat Jakob onder sy vlerk inneem en hom beskerm. En vir Laban sê, onthou Laban, jy mag nie 'n vinger uitsteek na my vriend Jakob nie. Maar broer en suster, keer op keer is dit Jakob wat nie op die Here as sy beskermer vertrou nie. Ja, geliefdes, Jakob is seker een van die menslikste mense wat nog ooit geleef het. Jakob is seker ook die mees sprekende voorbeeld van hoe ek en jy ook soms optree, praat en dink. Want sien, die Here het ons skaars gered en gehelp, of hy gee alweer moed op en sien nie meer verder kans nie. As Jakob se dade van bedrog en leuns hom inhaal, as sy sondige verlede soos 'n vloedgolf angswekkend hoog voor hom kom staan, as Esau teen hom optrek met 400 gewapende soldate, dan raak hy benoud. Dan begin hy hals oor kop allerhande plannetjies maak om uit die moeilikheid te kom. Ja, al staan hy op sy knieë in gebed voor die Here, al het hy pas amen gesê, as hy oopmaak wil hy steeds op eie stoom sy heil uitwerk en in eie krag vir homself uitkoms verseker. En omdat Jakob baie bang was, verdeel hy al sy besittings in gelyke dele en saam met sy slawe stuur hy dit vooruit sy broer tegemoet. Allerhande geskenke, kamele, donkies, beeste, skape, om so sy broer se guns te probeer wen. En toe die son op daardie dag sak, laat hy selfs ook sy 2 vrouens en al sy kinders, 11 van hulle, met die laaste van sy eiendom deur die Jabok drif trek. Hy stuur almal voor hom uit. Dit moet alles dien as 'n beskermingsbuffer tussen hom en sy broer. Maar hy gaan nie self deur die rivier nie. Hy bly die kant agter. Hy kruip weg agter almal. En toe gebeur dit. Terwyl hy so senuweeagtig en gespanne sit in sy alleenheid, gryp iemand hom skielik vas en begin daardie persoon met hom te stoei in 'n hewige worsteling. En te midde van daardie stryd wil die man van hom weet, waar kom jy vandaan? Wie is jy? En so het Jakob daardie nag tot die volgende oggend met dagbreek toe met hierdie onbekende 'n geveg aangegaan. Ja, daardie nag het Jakob, sonder dat hy dit besef het, God van aangesig tot aangesig gesien. Het Jakob met die Here self geworstel. En eers in die daglig het hy met 'n skok agtergekom wie hierdie man is. Daarom noem hy die plek Peniel, wat in Hebreëus beteken aangesig van God. Geliefdes, dit wat daardie nag langs die Jabokspruit gebeur het Jakob totaal en al omgedop, verander, getransformeer. Hy wat altyd op eie krag en sy eie lustigheid vertrou het, altyd sy eie plannetjies wou maak, hy word daar 'n ander mens. En daar kom hy tot die besef, miskien vir die eerste keer in sy lewe, dat al sy voorspoed, al sy rykdom, om niks baat en niks help, solank hy dieselfde bly nie. Solank hy maar net voorgaan om homself te bevoordeel nie. Hy het 'n ander seun in sy lewe nodig, en daarom skeur dit as ware uit sy hart, Here, ek sal U nie laat gaan, voordat U my seën nie. Ja, broer en suster, die ou Jakob moes eers uitgesny en doodgemaak word. En hierdie proses is 'n proses wat seer maak. Want kyk hoe doen God dit. Eers wil hy by Jakob sy naam hoor. En daarom vra hy, wat is jou naam? En agter hierdie vraag, dit weet ons nou, sit 'n hele mens se lewe opgebou. God weet, geliefdes, wat Jakob se naam beteken. God weet wat in Jakob se naam steek. En maar Jakob moet dit self sê. Hy moet homself voor die Here oopmaak. Hy moet homself gewonne gee. Sy innerlike bloot lê. Hy moet sê en erken wie hy eintlik is. Anders kan die Here met sy ware seun sy lewe nie vul nie. Want vir solank as wat Jakob op die troon bly sit, is daar vir God geen plek nie.
En dan breek Jakob se hart. Dan vertel hy vir die eerste keer wie hy werklik is. Hy sê, Here, ek is Jakob. Ek is presies soos my naam sê, 'n bedrieër. Iemand wat ander mense aan die hakskeen gryp om eerste te wees. Iemand wat ander mense terughou, ander mense te nakom, om myself te bevoordeel. Ja, Here, ek is Jakob, en ek is 'n sondaar. En dan, geliefdes, dan antwoord die Here op hierdie bittere belydenis met die wonderlikste en heerlikste woorde. Hy sê, van nou af sal jy nie meer Jakob wees nie, maar Israel. 'n erenaam. Israel wat beteken held van God, vors van die Here. Jy sien, die geliefdes, by Jakob is dit nie soseer die naamsverandering wat ons aandag vra nie. Nee, ons moet let op die wyse waarop die Here uit genade hierdie lewensverandering, hierdie totale transformasie, 'n persoonlikheidsverandering in hom bewerk het. Ja, God kan dit doen. En hy doen dit ook. Dink maar aan die swakkeling Simon. Hy word eers later Petrus die rots waarop Christus sy kerk bou. Of wat van die hooghartige fariseer Saulus, wat later die nederige Paulus word. Ook Jakob, my broer en suster, kan Israel word. Geliefdes, die Here wil ook in jou en my lewe inkom en ook ons name verander. Ja, soos Jakob wil die Here ook elkeen van ons seën, of ons dit weet of nie, of ons dit ervaar of nie. Die Here wil ons seën en hy seën ons ook. Dit hang ook nie af van ons eie worsteling nie, nee. Die Here Jesus Christus het voor ons en vir ons die worsteling tot die einde toe volgehou en hy het oorwin. Dit hang ook nie af van jou en my karakter nie. Nee, die Here Jesus Christus het karakter getoon toe hy teen die versoekinge van die duiwel weerstand gebied het. Ons hoef Jakob nie na te bid, ag Here, seën my tog eers nie. Want ons is reeds geseën. By ons doop het ons naam deur die kerkgebou weer klink met die naam van God drie-enig. Daardie dag het God gesê, jy, my seun, my dogter, kry 'n aardsnaam, 'n ou naam, maar jy is myne, en ek sal aan jou 'n nuwe naam gee. Aanvaar net my beloftes. Is dit nie so anders as wat ons heel dikwels dink nie? Dit is in die eerste plek nie ons wat God vashou nie, maar hy wat op sy beurt vir jou en vir my vashou. Hy wat vir jou en vir my sê, my kind, ek sal nie toelaat dat jy gaan voordat ek jou geseën het nie. En so bly die Here met elkeen van ons besig dag na dag. Maar onthou tog, as die Here ons seën, is daar geen waarborg dat alles in ons lewe altyd voor die wind, altyd voorspoedig sal gaan nie. Nee, inteendeel. Voordat Jakob sy nuwe naam gekry het, het hy die eersgeboorte reg gehad. Het hy ontsnap aan Laban en aan Esau se wraak, het hy 2 vroue, baie seuns en menigvuldige besittings verwerf. En daarna was dit 'n heel ander verhaal. Hy loop krippel en mank, hy's gebreklik. Sy enigste dogter word verkragt. Sy seuns begaan 'n skandelike dwaasheid wat Israel 'n baie slegte naam gee onder die volke. Rachel, sy lieflingsvrou, sterf by die geboorte van sy jongste. Josef, sy lieflingsseun, word van hom af weggeskeur vir 'n lang tyd, omdat 'n wilde dier hom verskeur het in die veld. Hy moet selfs van Benjamin, sy laaste troos, afskeid neem. Dit alles, ja, al hierdie dinge het met Jakob gebeur, die einste Jakob, wat so besonder deur God geseën is, en wat die naam Israel gedra het. U sien, geliefdes, as 'n mens geseën word, gaan dit dikwels baie swaar. Maar jy het die versekering dat God altyd baie naby aan jou is, ook in hartseer, angs en twyfel. Seën is geen lewensversekering nie, maar, nou moet jy mooi hoor, dit is eerder die versekering van lewe. As 'n mens geseënd is, kom daar wel nog probleme, of kom daar dalk juis nog probleme, maar dan straal die seën van jou uit, dan straal die lewe van jou af op ander. Wie is jy, vra die Here vanoggend vir jou en vir my. Maar geliefdes, ons kan ook vra, soos Jakob, Here, wie is U?
Wie is U, Here, wat ons nie in die koue laat staan nie? Wat U Vaderhart teenoor ons oopmaak en U self aan ons openbaar en bekend maak in die woord en daarin vir ons sê wie U werklik is. Here, wie is U? Gaan lees maar die antwoord in Eksodus 3. Daar in die woestyn by 'n brandende braambos antwoord die Here vir Moses as hy sê, my naam is Jahwe. Ek is wat ek is. Ek is die getroue verbondsgod wat altyd al my beloftes teenoor jou nakom. En dan, broer en suster, vind ons in die Nuwe Testament die mooiste naam, die kosbaarste naam, die naam wat verhewe is bo alle ander name. 'n Naam wat so vertroulik en so persoonlik na jou toe kom. En ontmoet ons hom in die evangelie wat sê, noem my sommer op my naam. Noem my sommer Jesus. Noem my jou verlosser, redder en zaligmaker. Na hierdie koninklike naam, geliefdes, is ons vernoem. Ons dra nou alreeds iets hiervan met die nuwe naam wat God ons gegee het. Die naam Christus. Dit beteken gesalfde. Dit beteken God seën my. Kom dan nou, geliefdes, nee, kom dan nou julle geseëndes. Laat ons hierdie oorwinnaarsnaam elke dag uitleef tot sy eer. Amen. Geliefdes, kom ons sing bidend die Onse Vader gebed. Geliefde broer en suster, buitengewone omstandighede vra van ons buitengewone opofferings en al kan ons nie vanoggend fisies ons bydra vir diakonale liefdesdiens afdra nie, vra ek dat u asseblief so vriendelik sal wees om steeds 'n bydra deur te gee, deur van tegnologie gebruik te maak. Ek verskaf nou die diakoniese bank besonderhede. Baie dankie vir jou bereidheid om ook te dink aan die wat nood het. Laat ons saam sing Psalm 31 vers 1 en vers 5.
Broer en suster, kom ons verhef ons harte tot God en bid saam om die Here se seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen. Broer en suster, baie dankie vir jou aandag vir 'n paar afkondigings. Aan die einde hiervan sal jy 'n spesiale fotoblad video sien van elke lidmaat. Dit is nou al die foto's wat ek het. As jou foto nie daar is nie, vra ek asseblief dat jy my sal aanstuur dat ons dit volledig kan kry. Ons kan nou nie gesellig saam verkeer na die erediens nie, maar gaan maak vir jou 'n beker koffie of 'n koppie tee en dan kyk jy rustig na elke lidmaat se foto. En so op hierdie wyse kan ons nog met mekaar, al is dit nou virtueel, die gemeenskap van gelowige wees deel. Ek gaan voordat ons mekaar nie sal vergeet nie, dat ons aan mekaar sal dink in ons gebede, dat ons mekaar gereeld sal kontak, bel, en daar is WhatsApp groepe, daar is 'n Facebook groep. Broer, suster, kom ons hou die onderlinge meelewing en die koinonia in ons gemeente warm, brandend. Ons dink veral aan ons ouer lidmate en die ouer tuise, en vir die wat alleen is, die wat broos is van gesondheid en ook baie kwesbaar is. Bly asseblief veilig en gesond. Onthou, die seisoen is stadig besig om te verander. Ons voel al die knypie in die lug. Dis nou verkoue tyd. Bly warm en geniet gereeld 'n bietjie sop en brood. Baie geluk met die volgende lidmate wat verjaar. Ek gaan net die verjaardag aankondig tot die einde April. Volgende week sal ek dan my maand die eerste deel doen. Baie geluk aan Suster Duifie Breed, ons oudste lidmaat. Sy die 22ste April verjaar. Saam met haar ouderling Niels Kreer, baie geluk. Hoop dit was 'n spesiale dag, so ook aan Johan of Boetie Skutte. Op die 25ste, die 26ste, baie geluk, kleine Elisma Rousseau. En dan broeder Frik van der Merwe, en die 27ste verjaar, dit is môre. Die 28ste verjaar, Suster Elsje Linde. En dan die 30ste het ons 3 verjaardag, baie geluk. Kate Lynn Crawford, en broeder Callie Erasmus, en Suster Annette Skooman. Ryke seën toegewens op die viering en die herdenking van u geboortedag. Mag u 'n baie spesiale dag hê saam met u huismense. Baie dankie aan elke lidmaat wat steeds getrou bly in die gereelde oorbetaling van dankoffers en selfs 'n ekstra bydrae gee. Dit word opreg waardeer. Daarsonder sal hierdie moeilike tyd nog moeiliker word. Ons gemeente verloor maandeliks, u sal verstaan, baie geld in terme van fondse wat nie ingesamel kan word nie. Ons weeklikse dopperkuierkafee is toe. Ons het ons dopper skaapkopgilde moes afstel en so ook al ons gemeenteaktiwiteite soos ander gemeentes ook maar daarom vra ons asseblief dat u ons getrou sal bly ondersteun. Ons is ver onder begroting, maar ons is hoopvol dat die Here sal voorsien. Dit word in kerkverband ervaar, broeder en suster, en ons het 'n skrywe ontvang van die administratiewe bureau wat ek graag aan u wil voorhou, van die skakeldeputate. GKSA help mekaar. Moeilikheid by die voordeur. Dominees, kerkrade, lidmate, die coronavirus maak groot moeilikheid. Lidmate beleef onsekerheid oor werk, inkomste, besigheid. En ons gemeentes begin dit baie duidelik voel. Ons kan ook nie saamkom om dankoffers te gee of 'n koeksuster of 'n stukkie vleis te verkoop vir fondse nie. Die druk wat elke gemeente beleef word ook gesamentlik as kerke in kerkverband beleef. Die impak van die coronavirus skep onsekerheid wyd en ver. Terwyl soveel preke en oordeenkings bemoedigend is, kry ons nie dieselfde bemoediging uit ons inkomste en ons uitgawes nie. Maar een ding is nog nooit bewys nie, dat die Here sy kinders al 'n keer in die steek gelaat het. Ons hemelse Vader weet en hy sorg. Lidmate en deputate, die coronavirus kan nie die kerk se aktiwiteite keer of stop nie. Alleen die sondevirus doen dit. God ons Vader voorsien, sodat ons steeds
ons dankoffers en kerklike bydrae kan gee, sowel as ons liefdegawes vir die liefdesdiens. Dit is sodat gemeentes mooi moet dink oor wat werklik noodsaaklike uitgawes is. Net so is dit die finansiële kommissie van die bestuur van die adminbureau ook besig om alle begrotings te fynkamp om te kyk na verdere besnoeiing en uitgawes. Goeie nuus is dat reiskoste van deputategroepe tot dusver vir die boekjaar 20% minder is as wat begroot is. Maar ons wil vir die deputate vra om geen verdere reiskoste aan te gaan om julle opdragte vir hierdie termyn te voltooi nie. Hiervoor is alternatiewe soos Skype, Zoom, Cisco en WebEx beskikbaar. In saamwerk help ons mekaar. Lidmate gee soos die Here voorsien dankoffers sodat gemeentelike pligte en ramings en kollektes nagekom kan word. Deputate werk saam om verdere uitgawes verkieslik tot 'n nulpunt te besnoei. Ons mag moontlik die deur oop kan maak vir 'n vermindering van 5% in ramings volgende jaar. Dominee Kassier Kerkraad, net soos verpligtinge in die gemeente nagekom moet word, net so ook die gesamentlike verpligtinge. In die saamwerk om die ramings en kollektes steeds oor te betaal, help ons mekaar om alles van ons kerklike roeping uit te voer. Die versorging van afgetrede predikante, kerkrade en lidmate, die deputate en trustees kan aan hierdie uitgawes nie verander nie. Dis ons mense se brood en botter. Die saak beweeg tans in die verkeerde rigting en dit kan beteken dat ons afgetrede dominees tot die helfte minder kan kry om van te lewe. Ons mag nie en wil dit nie toelaat nie. Die ramings vir die emeritaatfonds en medies moet ons almal se prioriteit bly. Dominee en lidmaat, ons wil jou vra om bidde te oorweeg. Met die tuiskluis het ons minder uitgawes aan ry en kitskos. Wil jy nie 1 maand se salaris so tussen 3 tot 5% skenk aan die emeritaatfonds nie? As die Here jou groter vermoë gee, kan jy dit doen. Broeder en susters, sou u dit wil doen, kan u asseblief net met my kontak, dan kan ek vir die bankbesonderhede van die EFT noodfonds deurgee. Onthou, God is ons hemelse Vader. Hy weet wat ons nodig het. Hy sorg vir ons. Ons knoop die woorde van Psalm 37 vers 18 en 19 vas. Die Here sorg vir die lewe van die opregtes. En wat hulle besit, sal hulle behou vir solank hulle lewe. In die tyd van nood sal hulle nie verleë staan nie. In tyd van gebrek sal hulle genoeg hê. Dankie vir die aandag, ook vir hierdie brief. Wat Kirkesasia betref, broer en suster, ons kinders het al reeds van die skool sekere tuiswerkies ontvang en doen nou fliks hulle hersiening en het opdragte en take. Ons is daarvoor dankbaar en baie sterkte ook daarmee, veral aan die ouers, wat die kinders moet help in hierdie tyd. Ons het groot waardering vir al ons onderwysers, want nou voel ons self hoe dit is om 'n onderwyser te wees. Ons wil graag ook voortgaan met ons kategetiese werksaamhede en ons versoek vriendelik dat u as ouers ook sal moeite doen om weeklikse lesse te voor te berei saam met u kinders, waar ons nie nou fisies kan klasse aanbied nie. Op die jaarprogram is elke les, wanneer ons wat dan ook voorberei en beplan, en ons vra asseblief dat u dit saam met u kan deurwerk. Indien daar enige vrae is oor lesse en oor van die lesinhoud, moet asseblief nie huiwer om myself te kontak of die kategeet wat vir die kind verantwoordelik is nie. Diakonale hulp, daar is van ons lidmate wat vanaf Mei verminderde of selfs geen inkomste gaan kry nie, en daarom rig die diakonie 'n spesiale versoek aan elkeen wat in hierdie moeilike tye nood ervaar. Onthou, dit is die Here wat vir sy kinders sorg, en ons is aan mekaar gegee om mekaar in liefde vas te hou en te dra, veral in tye van nood. Sou jy 'n krisis ervaar, broer en suster, moet asseblief nie huiwer om jou wijksdiaken of myself te nader. Wat pastorale versorging betref, geliefdes, die inperking maak normale bediening moeilik, maar indien daar uitsonderlike gevalle is, sal ek jou graag wil besoek en bedien. Kontak my gerus. Daar is elke dag 'n dagstukkie of 'n oordenking, en jy kan dit gaan luister of gaan kyk op ons gemeente se eie YouTube kanaal, Gereformeerde Kerk Louis Trichardt, en jy sal dit daar vind. Ek dink ons is nou al by 29 of 30 sulke stukkies, en ook die eredienste sal daar beskikbaar wees vir jou om weer te kyk. Die dagstukkies is geskeduleer om elke oggend om 5 uur te ontsluit, indien jy 'n spesiale versoek het
oorweeg ek dit graag in my voorbereiding. Broer en suster, ons is ook deel van 'n groter kerkverband en 'n kerkfamilie, en daarom is daar ook 'n paar belangrike aankondigings daaromtrent. Onder kerklike administrasie beroepe ontvang Dominee Dani Malan van Uitskot na Daspoort, proponent Hanno van Skyk na die Gereformeerde Kerk Burgersdorp. Beroepe aanvaar, proponent J van Skyk na Burgersdorp. Beroepe bedank, Dominee Frikkie van Rensburg van Rustenburg Noordoos na Tosjesdal. Aktiwiteite in hierdie Grendeltyd, in hierdie tyd waarin ons die geleentheid en voorreg het om weer gesinsbande te verstewig, is daar oorgenoeg tyd om ons weer te verdiep in die Here se woord. En daar is 'n interaktiewe blokkiesraaisel oor Bybelboeke, asook gewone Bybelblokkiesraaisels wat afgelaai kan word. Ek sal die skakels hierna aan u voorsien. Om die kinders besig te hou, het die publikasiedeputaat ook besluit om die laaste 5 weergawes van die Slingervel gratis aan ons kinders beskikbaar te stel. Ek gaan ook die skakel daarheen vir u byvoeg. Broer en suster, daar was 'n aansoek gewees vir 'n dag van gebed en verootmoediging kragtens artikel 66 van die kerkorde. Die deputate het dit oorweeg in 'n klasses kontrakta en klasses Potchefstroom het besluit. Aangesien ons verlossing in niks en niemand anders soek as in Jesus Christus nie, word alle kerke en lidmate van die GKSA opgeroep tot 'n tydperk van voortdurende verootmoediging en gebed. Verder word 'n dag van verootmoediging volgens kerkorde artikel 66 uitgeroep op DV die eerste Sondag wat ons as kerke in gewone eredienste kan vergader. En sien ons nie uit na hierdie dag wanneer die grendel staat gelig en ons in erediens saam kan wees nie. Dit gaan 'n blye dag wees om weer saam te mag aanbid. My broer en suster, van my huis tot jou huis, hartlike groete, en ek bid jou ook vir hierdie week wat voorlê, al die seën en genade van die Here. 'n Mooi dag vir jou. Totsiens.
spaces between us. You have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Love can touch us one time and last for a lifetime, and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life will always